Ons is hier by Kleinfontein, hier by hulle ingang. Dis vandag die 2de Mei, dis nou 9:30. Ons so omtrent 10:00 se kant verwag hulle of vermoed hulle gaan die EFF met hulle optog begin daarvan. Die Alzo of Jan Ellis se winkel, ek dink dis die bekende term wat hulle daai het. Maar ons is hierso en hier by Kleinfontein is alles rustig en ons het hierso die voorsitter van die direksie van die Kleinfontein kultuurdorp wat hier aan die by Kleinfontein is. Rian Genis. Rian, hoe lyk dinge? Hoe beleef julle dit tans op hierdie oomblik? Hoe ervaar julle? Goed, dankie. Die omstandighede is tans baie rustig. Ons is voorbereid. Ons het goed geskakel met die owerhede, ook met instansies reg rondom ons. Ons voel ons is gereed. Ons voel dat ons goed genoeg voorbereid vir vandag. So ons is rustig, ons wag vir hulle. Die groot oomblik sal seker aanbreek. Die gedagte is dat ons wil hulle met volwassenheid hier ontvang en konflik vermy. Maar ons is gereed. As 'n mens kyk nou na so 'n groep, en eintlik wil mense sê dat in hierdie geval is dit 'n politieke party wat nou sy ondersteuners hierna toe laat opmarseer om nou 'n punt te wil maak. Is dit nie maar eintlik, kom ons noem dit politieke spel wat hulle speel, toneelspel nie. Ja, dis eintlik 'n woord wat ek soek. Is dit nie maar eintlik politieke toneelspel nie? Dis hoe ons dit ervaar. Ons is eintlik besonder teleurgesteld toe ons verneem het dat hulle beoog om so 'n opmars te doen, het ons vir hulle 'n brief geskryf en hulle genooi vir dialoog. Ons het vir hulle gesê ons sal op 'n gemeenskaplike plek ontmoet wat vir hulle pas en ons pas en met hulle dialoog voer oor wat presies hulle ontevredenheid is oor Kleinfontein en die bestaan van Kleinfontein. Ons het gisteraand redelik laat het ons 'n antwoord gekry wat sê goed, hulle is nie lus vir gesels nie. En dis hartseer want hulle het 'n span verlede week Vrydag hier gehad. Ons het met hulle gesels, ons het vir hulle gesê en hulle het ingestem dat hulle 'n afspraak sal maak om te kom gesels en dit is die reaksie wat ons kry. Dit is nie 'n verrassing nie, dis teleurstellend, maar nie 'n verrassing nie. Dis interessant dat die afgelope tyd, waarskynlik sedert president Trump van die VSA sy aankondiging gemaak het oor Suid-Afrika, het ons skielik ervaar dat daar 'n toename in politieke druk is. En ons het voorheen die MK-party hier gehad. Hulle het baie ordentlike afspraak gemaak, vir ons geleentheid gegee om met mekaar te gesels. En dit is hartseer om te sien dat ander politieke partye nou, kom ons sê maar goedkoop politiek pleeg deur hierdie tipe van optrede. Is die EFF nie in 'n sekere mate nou amper en ons gaan amper 'n Afrikaanse term gebruik, naafgat. Né, dis jy weet wat 'n naaf is, ons kykers wat nie 'n naaf is nie, maar is hulle nie amper jaloers op die MK wat nou hier was voor hulle en die MK is eintlik nou ordentlik ontvang. As 'n mens daarna gaan kyk, weet, want ek bedoel uit daai besoek het ons eintlik iets geleer. Ons het eintlik meer van Inkonyama Trust geleer tydens daai besoek, want die belangrike ding wat dink ek wat baie van ons kykers dalk nie verstaan nie, is dat 'n kultuurdorp soos Kleinfontein en soos Orania het 'n bestaansreg en dit word beskerm eerste instansie in ons eie grondwet en tweede instansie is dit internasionale reg. Maar hoe kry jy daai inligting oorgedra na hierdie politieke partye toe wat dan nou eintlik hierso is net vir politiekery? Deur dialoog en soos jy reg gesê het, weet die MK-party was volwasse daaroor. Hulle het gesprek gevoer. Wat interessant was dat hulle nie bewus was van die Afrikaner akkoord wat in 94 gesluit is nie. Dit het hulle verras. Hulle het vir ons gevra waar hulle dit te sien kan kry. Die nuwe politieke klimaat kyk nie terug na daai en ag dit as realiteite nie. Hulle kyk na artikel 235
wat volgens hulle so bietjie in 'n vakuum hang daar en eintlik misplaas is en eintlik heeltemal deur ons verkeerd geïnterpreteer word, want volgens hulle bots dit met artikel 1 en natuurlik die aanhef van die grondwet, wat nie so is nie. Ons het daai ontledings gedoen en ons het baie gemak dat artikel 235 is waar hy moet wees en dat hy verdien om uitgebrei te word natuurlik. Maar dat hy nie misplaas is nie, veral ook as 'n mens na artikel 31 van die grondwet kyk wat kultuurgroeperinge, taalgroeperinge, geloofsgroeperinge ook die reg gee om hulle self te handhaaf en uit te bou. En derhalwe kan niemand sê dat hier 'n misplaaste wetgewing is nie. Soos jy tereg ook gesê het, VN-konvensies wat al lank voor 94 in orde gestel is, maak voorsiening daarvoor dat minderheidsgroepe in lande het die reg op selfbeskikking, het die reg om hulle self te handhaaf en uit te bou en nie om onderdruk te word nie. En ons maak aanspraak op al daai en dan natuurlik is dit volgens ons ook 'n Bybelse beginsel dat mens jouself mag handhaaf en uitleef. Ja, ek dink mense verstaan kultuur dalk verkeerd. Hulle verstaan die identiteit wat saam met dit gaan verkeerd. Ek bedoel, ons sit nou net en toe ons hier na toe reis, lees ons die berig oor Adrian Beson van News24 en hoe daai ouens die media gebruik om absoluut hulle agenda wat hulle al die jare gedryf het. Nou moet hulle teen beginne veg en nou veg hulle ouens soos 'n twatterbaas op X. Nou gaan stuur hulle mense om ondersoeke in te stel teen hulle sodat hulle kan vernietig met ander propaganda, want hulle is teleurgesteld eintlik in Suid-Afrika se reënboognasie model. Maar ons sien dat die reënboognasie model nie werk nie en dit bring ons by die punt dat ons eintlik al meer en meer, ons het eintlik meer Kleinfonteine en meer Oranias nodig, maak nou nie saak in watter groepe nie. Dit bring my by die punt wat ek wil maak is, as ons gaan kyk na plekke soos Laudium, soos Phoenix, soos Inconyamatrass, soos ons nou al reeds weet, en ons gaan kyk na wat daar al reeds besig is om te gebeur, dan is die enigste verskil tussen julle en hulle eintlik maar net julle velkleur of ons velkleur. En dit is wat ons wil tuisbring by die EFF, by die ouens gebruik demokrasie. Jy weet en hulle vermom rasisme daarin. En hulle pas dan nou eintlik rasisme toe want hulle verstaan nie hierdie beginsels nie, hierdie wette nie. Hulle weet nie hoe werk dit om volke en tale en mense binne in daai skepingsmodel waarvan jy praat te laat lewe en voortbestaan nie. Hoe sien jy dit? Nee, ek is baie sterk op die kultuurbasis ingestel en dit is presies soos jy sê, dit is besonder hartseer as mense gaan en vir welke goedkoop politieke gewin of welke gewin ook al kultuur reduseer na ras toe. 'n Kultuur is so 'n diepe en 'n ryke konsep, weet taal, godsdiens, wie ons is, hoe ons is met mekaar. Weet die feit dat 'n mens jou papiertjies optel, die feit dat 'n ou nie ruitestuk gooi nie, dis alles deel van kultuur. En ons beskou kultuur as iets wat gekoester moet word, beskerm moet word, maar ook uitgebou moet word. Om byvoorbeeld net op Afrikaans vir 'n kort oombliekie te fokus. Afrikaans wat baie jong taal is, wat in die 1930s omtrent 'n bestek gekry het, maar wat in 'n kort tydjie in 'n wetenskaptaal, 'n vaktaal, 'n filosofietaal, 'n poësie, prosa, weet 'n skryftaal wat regtig 'n diepte het wat beskermingswaardig is. En die feit dat 'n mens gereduseer word om eintlik jou taal net in jou kombuis te praat, hulle internasionaal is 'n kombuistaal eintlik 'n bespotting. Want hoe gaan jy bou op die toekoms? Hoe gaan ons ruimtereise, verdere wetenskaplike ontwikkeling, hoe gaan ons dit in ons taal inbou as ons nie universiteite en skole en gemeenskappe soos 'n Kleinfontein het nie. En daarmee ons sê ons glad nie die ander hulle sin nie. Ek dink die Ngonyama Trust is 'n fantastiese konsep. Ek dink die Zulus persoonlik het ek 'n besondere respek voor. En as mens na hulle kultuur kyk, is hulle
moet die reg hê om dit uit te bou en uit te leef en te wees wie hulle is. So ook die ander gemeenskappe wat jy genoem het. En dis belangrik, dis internasionaal erken dat gemeenskappe wat selfstandigheid bou, nie bakkant staan en wag vir 'n regering nie, maar self dinge doen. Self jou regulering en jou vullisverwydering en al daai dinge doen sonder om 'n sent te vra van die regering af. Want dis wat byvoorbeeld Kleinfontein en Oranje doen. Hierdie is nie gebou met regeringsgeld nie. Hierdie is gebou met ons nabelaste spaargeld. En dit ag ons, en ons is baie trots daarop, dit ag ons deel van die Afrikaner se kultuur te wees. So jy kan eintlik sê dat die regering het nog 15% van alles wat hier so staan, het die regering ook nog gevat. Ek het nog glad nie so daaraan gedink nie, maar dit is 'n baie akkurate beskrywing. Rian, maar julle voorbereiding is behels nou ook kommunikasie, daar's nou verskillende mense, organisasies, groepe wat dan nou ook graag vir julle wil eintlik ondersteun, maar julle moet ook nou hierdie ding reg hanteer, want julle wil nou nie onnodig moeilikheid maak as ek dit nou reg verstaan nie. Hoe hanteer julle nou die kommunikasie, jy weet as julle nou met mense praat wat nou graag sterk voel, hulle wil nou die EFF se rooi hoetjies vir hulle kom omdraai, dat hulle agtertoe wys en al sulke uitsprake wat gemaak word, jy weet mense verstaan hoekom hulle so voel, maar 'n mens moet ook hierdie is 'n besonderse, ek wil amper sê, politieke spel wat nou reg gespeel moet word in die groter prentjie. Ja. Nee, ons is natuurlik baie dankbaar vir al die gebede en al die boodskappe wat ons ontvang het. Daar's heelwat mense wat ons gekontak het, hulp aangebied het. Ons glo ons is goed voorberei. Ons gemeenskap is paraat en gereed. Maar ons wil vandag 'n minimum konflikdag handhaaf. Ons wil graag die morele hoëgrond behou in die sin van ons is nie hier vir ordeloosheid of wetteloosheid nie. Ons is hier om orde en wet te respekteer en ons glo ook dat in die huidige bestel dit beter is dat 'n mens net kalm bly en dat 'n mens op 'n volwasse manier met mekaar probeer gesels en dat 'n mens nie afgetrek word na die konfrontasie wat voor jou staan nie. Ons sal nie terugduins nie, ons skrik nie hiervoor nie. Ons sien uit na gesonde gesprek en gesonde konfrontasie dat ons saam kan groei. Maar op hierdie stadium versoek ek asseblief, ons het lank voorberei, ons het hard voorberei, ons het baie vergaderings gehad, so diegene wat hier is, wat hier betrokke is, weet presies wat ons bevel en struktuur is, hoe presies die dinge uitspeel, en ons kan nie bekostig dat daar dinge vandag skeefloop nie. Dis vir ons baie belangrik dat Kleinfontein as 'n morele entiteit gesien word en hanteer word. Daar's hy. En so praat Rian Genis, hy is nou die voorsitter van die direksie hier op Kleinfontein. Ons gaan julle op hoogte hou met nog ander onderhoude wat ons gaan voer deur die dag. Maar Rian, baie dankie en baie sterkte. Baie dankie vir julle ondersteuning en sterkte ook. Daar's hy, baie dankie.